Luister, jy sê jy maak hy prentjie so groter van Facebook, om hy girl te kyk, of hy my ou. Jy sê, jy chat hulle 'n bietjie. Jy dink die gras is groener aan die ander kant van die draad. Watch die story. Ek is vandag hier by Jammer. Hallo Etienne. Hallo. Etienne, voor ons begin, vertel die mense, want hulle glo my nie en dis die waarheid. Ek het by jou gegym en nie my maandelikse fooie betaal nie en jy het my spiere weggevat. Absoluut, ja. En toe gee ek vir oom daai ander ou wat syne verloor het, wat aanhou betaal, wat hy daar gelos het, toe gee ek dit vir oom. Ja, dat die mense weet, eintlik lyk ek nie so nie. Ek het 'n six-pack en ek het biceps. Weet jy, ek het op 'n tyd so by jou gegym, dat my sproete het afgespring van my. Luister hier, Etienne, ons gaan 'n bietjie praat oor die huwelik. En dankie dat jy bereid is. Mense skaam vir dit, en ek neem hulle nie kwaadlik nie. Mens moet skaam wees vir so iets. Maar weet jy wat, ek wil vir jou dankie sê, dat jy bereid is om hieroor te praat. En miskien net na Etienne, vertel ek ook iets, wat julle nog nooit gehoor het nie. Stella ook nie. Bly tot die einde. Ok, dis vir jou. Was jy altyd, hoe lang is jy getroud? 7 jaar. Maar as jy, kyk, ek het nou net jou vrou gesien. En ek het gesien sy smile van oor tot oor. Maar wie was Etienne regtig? Ja, maar ek was net oop en rol. Nee, ek was 'n stuk rubbish. Ja, absoluut. So, man, op die ouderdom van 5 was ek gemolesteer deur ons bediende, as a matter of fact. Ek weet, op 28 het ek begin manifesteer. Toe het ek my lewe vir die Here gegee, die Here het my kom red. Ek was getroud van tevore, vir 10 jaar, en maar daai vrou, ek het my lewe vir die Here gegee, want sy het eers gegaan, maar langs vir die kort, toe wou sy gehad het, ons moet saam die Here dien, want sy het gevoel, dit is die way hoe ons huwelik kan red. Maar ek wil nou nie, dit gaan nie, dis nie deel van my getuienis nie, maar so toe het ek die Here begin dien, die Here het in 2009, die 6de September 2009 het ek my lewe vir die Here gegee, en ek het daai aand het ek saam met 'n vrou gaan sit in gebed vir 4 ure, wat 'n profetes was, en sy het, laat ek so, moes bekeer, bely het, want daar's krag, mens moet bely, die Here moet ons kan vergewe. En ek het die 9de September, die Here het my op 'n 3-dag vasgesit, outomaties, sonder dat ek geweet het wat vas was. En op die 3de dag, toe begin ek manifesteer, 45 minute later, het daar, maar dis events waar ek op my knie gestaan het, met my oë skeel getrek, my tong uit my mond het gekom die hele tyd, hoe die Here my besig was om vry te maak, en ek het nie die Bybelvers geken van, waarvan die demone wat die Here praat van, hulle gaan weg as hulle terugkom en die huis is skoon, maar hy is nie gevul nie. Gaan lees in Matteus 12 vers 42 en 43. Ja. En as hulle terugkom en die huis is nie gevul nie en die huis is skoon, bring hulle 7 erger terug. En die oomblik toe ek toe ek bevry is, en want toe vra my ex-vrou my actually, ek het jou al gevra en ek gaan jou weer vra, was jy gemolesteer as kind? En toe ek dit confess en sê ja, toe voel ek hier binne my houding losruk en weg is. En toe val ek op my knie neer, toe sê ek, Here, kom vul my. Maar lang storie kort, ek was nog nooit in my lewe in 'n verhouding waar ek nie op iemand verneek het nie. Ek het al my getuienis gelewer wat ek sê, 'n vrou sal meer werd gevoel het as ek actually R10 op haar bors gegooi het en ek loop dan weg. Want ek sou saam met 'n vrou geslaap het en ek het nie vrouens gesoen nie, want dit is vir my te intimate. So seks is vir my, het my niks beteken nie. Maar om te forward tot waar ek en my vrou ontmoet het. Ek het haar ontmoet in 2016 en sy het net die wind uit my seile uitgevat. In 2017 het ons met mekaar begin gesels en ons het toe in 'n verhouding ingegaan en 2 jaar later het ons, wel 'n jaar later het ons verloof geraak en, ag nee, ek jok, is 8 maande later verloof geraak en minder as 'n jaar daarna toe ons getroud. Nou my vrou, beautiful. Ons kan eintlik 'n foto van haar in die video insit, ons sal vir hom stuur. Mense net kan sien, dit gaan nie oor mooi nie, want ek het 'n absolute beeldskone, beautiful vrou. En niks daaroor sê. Ek dink ek gaan sommer my vrou se foto ook insit. Maar okay, gaan aan.
Maar in elk geval, wat ek net vir mense wil sê is, ek wil eintlik vir die mans en vir die vrouens daar buite sê, as jou man of jou vrou rondgeloop het, dit het niks met jou te doen nie. Dit het nie. Want baie mense, die vrou wil gaan, soos byvoorbeeld, daar's mense in my familie, waar 'n man gaan verneek het, en toe gaan sy, en sy gemaak haar rond haar hare donker, en sy wil haar voorkoms verander, want die vrou met wie hy op haar verneek het, sy hare was donker, en sy was blond. En dit het niks met dit te doen. So is nie jou skuld Nee. as jou man verneek Glad het. nie. Jy bly wie jy is en dien die Here nog meer. Absoluut. Okay. Onthou net, ons het net nog 15 minute. Jy moet laat So sê. in elk geval, en my vrou het altyd vir my gesê, luister hierso, daai is die een ding wat ek jou nooit sal vergewe nie. En in elk geval, ek het toe op haar verneek. Ek het 4 affairs gehad met verskillende vrouens. Dis besides al die massages met happy endings. Dis besides al die foto's stuur, die conversations met vrouens, dit was wild. En so, maar die ding wat ek eintlik gelei voel om te sê is dat my vrou het absoluut niks van haarself verander nie. My vrou het besef, en dit was 2021 toe ek het Augustus 2021 het die Here op my hart begin lê, ek gaan my vrou moet vertel. En teen November 2021, toe het ek eers die vrymoedigheid opgebou om eventually vir my vrou te kan sê, maar voor dit gaan ons, en ek wil vir jou sê, hardloop nie net en vertel jou vrou nie, jy's nie Rainbow nie. Want as jou vrou nie, as die Here nie daai grond voorberei het vir jou nie, dan gaan jy jou huwelik kos. En die Here se hart is vir 'n huwelik, nie teen 'n huwelik nie. Dis wysheid. Ja, absoluut. So jy moet wysheid ook gebruik en maak seker, draai daai lappie om. Gideon daai lappie tot kingdom come, maar maak seker dat die tyd reg is voordat jy net vir jou vrou gaan vertel. En ek voel toe gelei en ek bel vir Colin Bam. Nou hy het Jesus Disciples, die gemeente Jesus Disciples, daai Bikers Church. En ek was vir jare lank in sy gemeente en ek bel hom en ons is op die Bluetooth op my bakkie en hy vra vir my, Etienne, is jou vrou daar? Hy het nog nooit my vrou ontmoet nie. En ek sê vir hom, ja. Ek sê, Colin, you can speak. You're on Bluetooth. En hy sê, the Lord just wants me to tell you, you have to forgive. En ons het gesê, maar my vrou is van, wat moet sy vergewe? Ek meen, sy verstaan nie waarvan hy praat nie. En ons gaan toe daai Sondag na sy gemeente toe, en ons staan daar so, en hy sê vir my, hy vat my by die arm en hy sê, luister, laat hierdie man vir julle bid, want hy het 'n woord vir jou. En hy bid vir my vrou, maar my vrou wieg so. Sy staan so en sy wieg so. Maar hy sê vir my, ek mag nie aan haar vat nie, nee. En toe hy klaar gebid het, en hy sê, amen, toe staan my vrou so keers regop. En hy sê, sjoe, die Here het my so pas gewys, jy gaan geskit word, maar jy gaan staande bly. En dit was my confirmation van die Here af, van, okay, ek kan my vrou vertel, sy sal staande bly, want sy is geanker op hom. En ek moet sê, dit was 'n challenge. Dit was, vir 'n paar jaar moes ek my vrou bystaan. Even though, die Here was so dinamies, dat ek was die enigste ou wat my vrou kon troos. Jy gaan vertel haar toe. Ja. Oom, so daai oggend, ek word wakker, die 31ste November 2021 word ek wakker. En ek het altyd my salwingsolietjie by my, né? Soos die. En ek vat my woord, ek vat die Bybel, wel die Here se woord, en ek lees die Bybel, en ek voel die Here lei my. Die volgende oomblik is dit asof die Heilige Gees duidelik vir my sê, vandag is die dag wat jy vir haar sê. En ek dog, wat? En ek begin huil. Maar ons nog steeds, ons het mens, ons het vrees. Dis vreesagtig. En ek salf. Dat daai Bybel so blink, en ek stap by my vrou, ek stap by ons kamer, en my vrou sit op die bed en doen stilte tyd. En ek gaan sit by haar, maar sy is besig om te skryf, en hier is 'n dinamiese getuienis, en sy is besig om te skryf, en die volgende oomblik staan sy, wel sy sit so en sy kyk op vir my, sy sê, my skat, is daar iets wat jy vir my wil sê? Ek sê, nee, maak jy eers klaar, en ek staan op en ek loop uit my huil, en ek gaan sit in die sitkamer, en die volgende oomblik, stap ek na my kamer toe, ons maak klaar, ons ry, ons gaan laai die kinders af, ons kom terug, en ek sê vir my vrou, is iets wat ek jou moet sê, en ek sê vir haar, ek het met hierdie vrou rondgeneek, en dit was 'n affair wat ek gehad het, wat vir 'n ruk lank aangehou het. En ek gaan nou nie name noem of sê wie dit is, my vrou weet wie almal is. En my vrou gaan net daar op daai punt, stuur sy vir daai vrou 'n boodskap, en sy sê vir, ek vergewe jou. Sy sê, maar van hier vorentoe sal jy met my praat oor enigiets, jy het niks vir Etienne te sê nie. Oom, en ek vertel haar toe van die ander affairs, en eventually die volgende dag toe vertel ek haar van nog goed en nog affairs, want het was alles net vir my te veel
om vir hom te hanteer op een dag. Maar die Here was so dynamic dat ek die enigste persoon was wat haar kon troos. Dat as sy na my toe kom en sy gee my 'n drukkie, dan gaan haar pyn weg. So dit was soos dynamic, maar daai vrou spesifiek ook, sy het goed gehad op my, wat sy geweet het van my, en die oomblik toe my vrou haar vertel, dit is presies hoe die vyand is, sê sy, luister, maar het jy geweet van die en die girl? En prys die Here, het ek my vrou vertel van dit, maar daar gelaat nou met daai getuienis, nê, en The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorweet hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Jy kyk hierdie video. Jy kyk op Kruiskyk, jy kyk op YouTube. Jy kan nie oor dit kom wat jou man of jou vrou jou aangedoen het nie. Ek wil by jou pleit om nie Skeihof toe te gaan nie. Ek wil by jou pleit. Matteus 6 vers 14 en 15 sê, want as jy hom vergewe of haar, dan sal jou hemelse Vader jou ook vergewe. Maar as jy hom of haar nie vergewe nie, sal jou hemelse Vader jou nie vergewe nie. Nou ek wil jou nie vandag dreig gee, omdat jy reeds seer het, dat jy nou nie vergewe gaan word nie. Maar ek wil vandag by jou pleit. Wil jy nie hierdie huwelik nog 'n kans gee nie? Wil jy nie hierdie verhouding 'n kans gee nie? Wil jy nie regmaak? En jy man of vrou wat kyk, en met 'n ander verhouding deur mekaar is, beëindig dit vandag. Amen. In die naam van Jesus, beëindig dit. Maak klaar, delete die nommer van jou foon af. Moenie net delete nie, gaan sien die persoon, sê dit is klaar, ons moet God dien. Okay? Absoluut, daar is baie powerful. Ek wil net vir die persoon, soos in my geval, ek gaan nou maar praat van die man wat verneek, maar dit is nie altyd die geval nie. As jy ooit so iets gehoor het van jou man af, en hy het dit fisies aan jou gedoen, verstaan net een ding, nee. Ek het nog nooit in my lewe deur so 'n moeilike ding gegaan, om 'n persoon vir wie ek die liefste, ek het nog nooit iemand so lief gehad soos my vrou nie. En om sulke hartverskeurende nuus vir iemand te vertel vir wie jy so lief is. En dit is, ja, en jy is die vark wat dit aan haar gedoen het. En jy sien wat dit aan nie net jou lewensmaat nie, maar jou alles doen. Dit is, so verstaan dit is so moeilik, dis moeilik vir die persoon wat dit hoor, maar ek wil amper sê, dis net so moeilik vir die persoon wat dit aan jou gedoen het. En nou wil ek vir jou sê, onthou net een ding, daar's altyd 'n wortel, daar's altyd 'n rede, daar's altyd iets dieper. Myne kom van die molestasie af, daar kom van weet as mense soos die rejection, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit nie, verwerping. Maar daar's altyd 'n wortel. En dan is daar partykeer na daai verwerping 'n moetswillige sonde. Want jy sit en kuier op jou WhatsApp, jy en jou vrou het stry gekry, nou chat jy met die ander girl en sy is die stroop loop uit haar mond uit en besop in die kerk dat jy jou gebedsmaat is 'n ander man se vrou, 'n ander man. Besop daarvoor. Maar ek wil gou spring want ons het min tyd. Ons is by die huwelik. Laat jou huwelik regkom. Etienne se nommer is op die skerm. Hy en sy vrou tree op by huwelikseminare en getuienis sal nog baie ander goed te sê. En jy lyk vir my so laboratoriumagtig of jy kan drugs gemaak het.
Oom, ek het van 15 af drugs begin gebruik. Ek was in matriek toe rook ek rocks. Ek was 23 toe ek my eie drug lab gehad. Ja. So toe ek drugs vervaardig. Ja. So, maar in 'n geval, maar ek het groot geword en As ek nog aan die dragsquad polisie was, ek wil hom toegesluit het agter 3 deure, laat hulle sy kos met 'n ketting geskiet. Nee, okay. Maar toe kom Jesus se bloed. Die Here spesialiseer daarin om 'n hoer, jy sien weer, 'n hoer te skoon te maak, 'n drug lord skoon te maak. Wie is hierdie Jesus? Wat is daai bloed? Laat dit so is. Amen. Hy is amazing. Wil jy hom nie try vandag nie? Maar okay, praat dan. Wat het jy nog aangejaag? Ek raak nou so bekommer. Is hierdie polisie op pad? nee, ek twyfel. Okay. Nee, my oom, ek het eintlik baie dinge verkeerd gedoen in my lewe nie. Die gym wat jy het jy dit dan wettig. Ek kan dit op kamera sê. Nee, ek speel. Nee, ek Vertel 'n bietjie waar kan die ouens kom om te gym? Oom, wel, ons het nou ons gym geskuif. Wat se dorp? In Brakpan. Ons het nou in Brakpan oopgemaak. Oom weet, daar by die ouens, hoekom? daar by die ouens kan beklei so. Nou wil ek net hê hulle moet groter. Ek sien jy dra Driekus hem. Ek hoor in Brakpan is Driekus nommer 7. Ja. Maar okay, ja, gaan dan. Ja. Kyk, ek laai kom, al is hy nommer 7 in Brakpan. Verstaan? Ek sê nou nie ek is nou nie nommer 1 tot 6 nie, maar ek sal miskien so 8 dan wees. Nee, ek speel. Nou, okay, maar waar in Brakpan kan jy ons Nee, kom? ons is in 143 Springs Road. Renewed Fitness is die gym se naam, 24 hours, maar is 'n gospel gym. So ek speel net gospel musiek in die gym. Ons het elke Vrydag aand 'n praise and worship session in die Ek studio. gym nou weer beter as ek Kurt Darren se spinnekop luister. Is dit maar by 6-7 wat hy nou ge. Daai is van die pak. Okay, kom ons los dit vir ander dag. Maar hoorie. Okay. Maar luister regtig op gospel musiek. Ja, Give me gospel. power. Kom ons Give me- vertel dan nee, in die begin was die kliënte kon dit nie snap nie. Hulle kon dit nie verstaan nie. En nou love die kliënte dit. Want dit is net iets niets. En jy skakel af. Jou depressie skakel af alles. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. Weet om daar's 4 huwelike, nê, wat die Here al herstel het. Daar's mense wat die Here al bevry het. Daar's 'n ou wat selfmoord wou pleeg wat na my toe gekom het en kom getuig het, waar hy was op die verge om selfmoord te pleeg net om in die gospel, net om in die gym te oefen. Onthou die teenwoordigheid van die Heilige Gees is altyd daar. Want ja, die Here is omnipresent, maar onthou sy manifest presence. Dan gaan jou iets anders vra. Gaan jou nou vasvra. En sy vrou is in die corners. Ek gaan hom nou iets vra. Jy het rondgeloop. Jy het al hierdie wie ek is Nee, sommer ek moet ook Ja, correct, se nee. klap om jy daai mooi ek vrou het- so te Want na. ek het gery. Ekskuus, ek het 'n kar. Ek het nie rondgeloop nie. Ek het rondgery. Nee, ek speel. Nee, ek joke. Jy nie van hier ons het 'n crowd hier. Maar okay. Hoor gou wat ek wil vir jou sê. Nou kom ons nou girls in daai gym in. En ek bedoel hulle is gebou soos 'n pou. Dwaal jou oë nog. Kyk jy
Oom, ek gaan hom eerlik sê, ek het weer geval 'n paar keer, my vrou weer daarvan, en dit is wat ek so dankbaar is vir die Here, hy het my 'n vrou gegee. As ek vandag byvoorbeeld moet sukkel met gedagtes, kan ek na my vrou toe gaan en sê, my liefie, ek sukkel. Sy judge my nie. Maar jy het nie geval met vrouens nie. Nee. Jy het geval met gedagtes. Ja, gedagtes. Dat is net net dit clarify. Ja, so dankie. So, maar die amazing ding is, wanneer ek sukkel, gaan ek na my vrou toe en sy dadelik tree in gebed en want sy weet, dis nie ek nie, dit is sy verstaan daar's 'n geestesram. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. So ja, oom, maar ek moet sê, nie net gedagtes nie, ek het op 'n stadium deur 'n ding gegaan, sê 2 jaar terug, waar lewensdruk baie begin raak het en toe het ek weer verval in pornografie in. En dank die Here vir 'n vrou weer eens soos myne, sy het my saam deur dit gebid, saam deur dit gehelp. So ek wil net vir jou sê, daar waar die Bybel sê, the righteous person falls 7 times and gets back up, is absoluut die waarheid. Ek wil vir regtig, sy nommer is nou op die skerm. Jy moet hierdie boodskap uitdra. Daar's mense, luister, daar's baie wat pon kyk. Ja. Daar's baie wat ek weet nie om te wat boude kyk. Kom sê nou maar televisietaal, Christen televisie. Kom nou reg in Somerset Wesloop. As dit 'n ou oom so op in die gange. Dan sit hy so. Hy scan hulle van bo tot onder. Ek like ook mense kyk, maar omdat ek weet, ek moenie daar kyk nie. Ek kyk nie na hulle boude nie, want jy kan val. Ja. Ek tik hom so, ek sê, hey oom, hou jou visie daar, moenie daar onder kyk nie, maar okay. Luister wat ek vandag vir julle sê. Dawid sê in die psalms, ek huil oor wat my oë aanskou, my siel huil oor wat my oë aanskou. Mense, pas op, as jy net begeer die vrou, en jy klaar gehoor. En ons moet hierdie ding aanspreek. Mense wil nie oor praat nie, en ons moet hierdie ding aanspreek. Om net te sê, stuur vir my 'n fotootjie, of doen dit, vir 'n ander girl. Ek hoor wragtig nou die dag. Nee, is vir haar sê, luister, ek wil net jou nuwe bikini sien nie. Verstaan hom? Want dit is jou aanslag. Absoluut. Kom ek vertel hom, die groot ding vir my nê, wat ek net voel ek moet asseblief sê hom, is jy moet verstaan hoe ernstig is jou oë en jou ore. Want dit is absoluut die portals na jou siel toe. Wat mense hier toelaat en hier toelaat. Dit is hoekom in my huis ook, en dit is hoekom ons die gospel begin doen het. Dis net gospel musiek. Want jy kan so vinnig val. As jy kyk na hierdie Afrikaanse musiek ook vandag, alles wat jy luister, dit gaan oor seks en drank, die hele tyd. En hulle speel met die woorde, man. Ja, absoluut. Ek is 'n loslappie. Ja. As jy jou kind laat sing, ou klein kindjie, ek is 'n loslappie, ek is 'n hoertjie, of pompie. Ja. Nee man, kom ons praat reguit oor hierdie goed. Kom by God uit, moenie 'n deur oopmaak nie. Waarom wil jy met hierdie goed? Amen. Wees met jou eie vrou deurmekaar. En man en vrou. En die Here het nêrens gesê 2 mans kan trou nie. Nee. En 2 vrouens kan trou nie. Nee. Nêrens bestaan daar so ietsie. Maar ek wil vandag vir jou vra, jy sukkel daarmee, dis nog 'n geheim. Jy het Etienne se nommer gekry op die skerm. Wil jy my maar 'n WhatsApp stuur en sê Etienne help my. Vrouens gaan nie vir Etienne stuur nie. Nee. Vrouens gaan stuur Etienne, kan ek jou vrou se nommer kry? En praat. Dis hoe mense dit hanteer. Ja. Hy gaan met die mans praat en sy vrou met die vrouens. Nou ja, ons is seker omtrent klaar. En ek wil net sê vandag dankie dat jy gepraat het. Dankie vir die. Mag die mense jou uitnooi, mag jy gaan en ek wil net hoor, kan ek 'n jaar verniet aansluit by jou? Ja. Dankie. Ek wil graag haar spiere teruggee. Maar nou is ek 800 km van jou af. Dis okay. Maar dis waar by pad. Dit is wat ek wil vir my vrou gesê het en wat niemand weet. Ons gaan nou saambring, ons het aqua aerobics ook. Dit is wat ek nou wil gesê het aan die einde. Niemand weet dit nie. Ek behoort aan 'n gym in Brakpan. Jesus, like jou. Amen. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou wat ons doen is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire,
kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Spear International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en André Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën.